Ek is baie lief vir die teksvers wat sê, faith comes by hearing and hearing by the word of God. En ek lees vanmôre 'n bietjie verder en ek sien in Hebreërs 4 vers 12 in die Amplified sê, for the word of God is alive and full of power, making it active, operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword. Met ander woorde, die woord van God is lewendig en is vol krag. En dit is hoekom dit ons geloof kan groei. Dit is hoekom dit vir ons nodig is om vas te hou aan die woord van God. Baie mense sê maar hoe die gebed is maar net 'n one-way street. Dit is nie, gebed is soveel meer en ons moet leer om God se stem te hoor, God se woord te herken. En ons gaan net weet dis God se stem en God se woord is as ons God se woord werklik ken en verstaan en tyd in sy woord spandeer. As ons tyd in sy woord spandeer, dan kan hy ook met ons praat. Want Kolossense 3 vers 16 sê, laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met alle wysheid moet julle mekaar onderrig, mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare harte psalms, lofgesange, geestelike liedere tot eer van die Here. Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, jou leefstyl bepaal. Hoe weet ons wat leer Christus ons? Ons ken sy woord. Ons ken die Nuwe Testament. Ons weet wat Christus gesê het en ons weet wat later verduidelik is in die boeke van Paulus, Johannes, Petrus. Met ander woorde, God se woord is dit wat die riglyne is vir ons lewens. En ons mis dit. Ons mis dit want ons luister maar net vir hierdie ouetjie op Facebook. Ons luister maar net na wat ander mense sê. Ons kyk na die wêreld en in die wêreld, solank jy redelike alright lewe leef, kan jy maak wat jy wil. Solank jy net 'n goeie mens is. Daar's baie goeie mense op pad help. Maar as jy 'n verhouding met die Here het en jy verstaan sy woord en jy spandeer tyd in sy woord, dis dan wanneer ons werklik in 'n nuwe dimensie van Christendom instap. Ons moet leer om God se woord te herken. In 1 Tessalonisense 2 vers 13 sê Paulus, verder sal ons God aanhou dank dat julle sy woord wat julle by ons gehoor het aangeneem het, nie as mense woorde nie, maar soos dit werklik is, God se woord. Die woord is aan die werk in julle wat glo. God se woord is aan die werk in ons wat glo. Kom ons spandeer 'n bietjie meer tyd in God se woord. Kom ons maak God se woord ons baken, ons riglyn, ons GPS. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die woord, vir die genade en vir die liefde. Here, help ons om 'n liefde vir die woord te ontwikkel. En gee dat U woord ons padkaart in hierdie lewe sal wees. In Jesus se naam. Amen.